Baie welkom julle, welkom. Ek is so bly om julle almal hier te sien vanaand. Ek wil net gou seker maak, kan julle my hoor? Sal julle net vir my so 'n thumbs up gee? Is my klank, werk my klank? Daar's hy. Okay, so my klank werk. Ag wonderlik. Baie welkom julle. Ons het 'n baie opwindende aand hier voor ons en hierdie is dag 1 van ons 3-dag werkswinkel hoe om jou eie digitale produk te skep. Dit gaan 'n baie interessante aand wees en ek wil net gou kyk of my settings reg is hier aan die kant. Net so 'n oomblik julle. Daar's hy. Ek wil julle gou vra, ons het redelike sterk wifi hier by ons, maar as ek dalk vir 'n sekonde, as my wifi dip vir 'n oomblik, moenie bekommerd wees nie. Ek sal net daarna sal ek weer terug wees, want as ek kragprobleme het ek 'n battery wat ek kan aanskakel. So moenie bekommerd wees as ek vir 'n sekonde verdwyn nie, ek sal net daarna weer terug wees. So baie welkom. Hierdie gaan vir jou vanaand 'n hele nuwe wêreld oopmaak. En as dit jou eerste keer hier by ons is, jy is vanaand by die A-span. Nou A staan vir Afrikaans, dit staan vir amazing, maar dit staan ook vir Abba Vader. En voordat ons verder gaan, ons bid altyd saam voordat ons 'n vergadering begin, want ons het Vader brood nodig in ons lewens. So voordat ons verder gaan, kan ons gou ons oë sluit en dan gaan ek net gou vir ons bid. Kom ons sluit gou die oë. Dankie Vader vir 'n wonderlike voorreg om saam te kan kuier uit verskeie oorde uit Suid-Afrika uit Vader. Vader, dankie vir al die wonderlike seëninge wat U vir ons gee elke dag, maar vanaand wil ons spesifiek dankie sê vir tegnologie en die voorreg om dit te kan gebruik. Abba, die eerste stelling wat ons wil maak is ons kan nie sonder U nie. En ons vra dat U vir ons sal wysheid en insig gee in hierdie sessie. Hier is baie mense vanaand wat soek na oplossings, vrees ek graag 'n ekstra inkomste wil groei. Maar Vader, U is die bron en U is die beste besigheidsman wat daar is. En ons vra dat U deur die Heilige Gees vir ons wysheid en insig sal gee, vir elkeen van ons uniek, om ons te help om in daai posisie te kom waar ons finansiële deurbraak kan kry, Vader, en waar ons 'n sterk steunpilaar vir ons families kan word. Ons bid dit in die almagtige naam van Jesus. Amen. Dankie. Ag, dankie julle vir daai geleentheid. Ek wil net gou sien of ek moet gou vir Karina net opstel as 'n co-host hier by my. Daar's sy. Okay. So hier is 'n baie interessante ding. As jy meer as een ekstra inkomste stroom kan skep in 2 ure elke dag, sal jy dit doen? Gaan jy belangstel om dit te doen? Net 2 ure elke dag. En hoeveel sal jy graag wil verdien? So as jy nie is hier by ons en jy stel belang om daai ekstra inkomste te genereer, dan wil ek gou vir jou vra, dink gou net so in jou gedagtes, wat is daai syfer wat jy graag ekstra sal wil verdien? Want ons gaan daaroor praat vanaand, môre aand en donderdag aand. Want die meeste van ons kom nie uit met ons huidige inkomstes nie. Wat gebeur in Suid-Afrika? Ons salarisse bly dieselfde, ons inkomstes bly dieselfde, maar uitgawes word al hoe meer en meer. Kyk wat het gebeur nou met die petrol en die dieselprys. So wat is daai bedrag wat jy graag ekstra wil verdien? En ons gaan vir jou wys in die volgende 3 dae hoe om by daai bedrag uit te kom. So hou hom so in jou gedagtegang en bær hom so in jou agtergedagtes, want nou, dan gaan ons weer daaroor gesels. Die wêreld is besig om te verander en baie vinnig. En die wat dit gaan gebruik tot hulle voordeel, gaan wonderlike geleenthede kan skep. Nou die vinnigste groeiende industrie tans in die wêreld waar die meeste geld verdien gaan word, is kunsmatige intelligensie, AI en outomatisering. Kyk 'n bietjie as jy enige een van die sosiale media platforms oopmaak, veral YouTube, gaan jy die heeltyd advertensies kry wat vir jou gaan sê, leer om AI te gebruik. So ons hoor dit oor en oor, leer om AI te gebruik, en jy kan AI gebruik om inkomste te genereer. En dis tyd vir outomatisering. Besigheidseienaars wil hulle besighede outomatiseer en aanlyn bemark, want hulle besef, dis absoluut die toekoms, dis waartoe die hele wêreld besig is om te beweeg, en ons moet daai geleentheid gebruik, want wat gaan gebeur as ons agterbly? So alle industrieë is tans besig om aanlyn geleenthede te skep, omdat dit die toekoms is. Elke liewe besigheid wil 'n online shop opstel, wil hulle produkte begin aanlyn bemark en dienste begin verskaf aanlyn.
Nou, wat is die toestel wat die meeste gebruik word reg oor die wêreld tans? Dis die selfoon. Gaan kyk, almal is op hulle selfone. En dis 'n wonderlike toestel. Nie een van ons kan meer klaarkom sonder die toestel nie, want jy gebruik hom om jou lewenskwaliteit te verbeter. Nou die wêreldbevolking is tans op 8.2 miljard en daar's 5.6 miljard wat internetverbruikers is. So 68% van die wêreld se bevolking is aanlyn. Jep. 2 uit 3 mense vandag is aanlyn. Dit is amazing, want dis die toekoms en mense besef dit. En ons kan nie meer funksioneer sonder om aanlyn te gaan nie, sonder om die internet te gebruik nie. Kyk 'n bietjie wat gebeur as die wifi af is. Alles stop. Nou, digitale, kom ons kyk gou na die industrie. Digitale handel verwag om ongeveer 17.5 triljoen US$ teen 2030 te bereik. Dis ongelooflik baie geld. Die digitale goederemark, digital goods, word geprojekteer om tot ongeveer 500 miljard plus US$ teen 2031 te groei. Dis van die vinnigste groeiende industrieë in die wêreld. Daar gaan enorme geld vloei in al hierdie industrieë. Digitale media, video, inhoud, aanlyn verbruik word geprojekteer om ongeveer 1.9 triljoen US$ teen 2030 te bereik. So wat sê dit vir ons? Dis waar die geld gaan vloei. Die internet is nie die geleentheid nie, die vermoë om 'n probleem op te los vir mense op die internet. Dit is die geleentheid. Dis absoluut die geleentheid wat ons wil gebruik. Nou, hoor gou interessant is dit. Skep iets wat 'n probleem oplos, bou 'n gehoor, leer hoe om te bemark en jy gaan geld maak op die internet. So ons gaan vanaand vir jou wys hoe om jou eie digitale produk te skep en dit dan nou voor te berei om te bemark op die internet om geld te maak. Môre aand gaan ons vir jou wys hoe om jou eie free online shop op te stel. 'n Online shop wat gratis hardloop gebaseer op System.io. En dan donderdag aand gaan ons vir jou wys hoe om faceless bemarking te doen. Want die meeste mense is so half skrikkerig om video's te maak en wanneer hulle bemarking doen op die internet om hulle gesigte te wys. En die goeie nuus is jy hoef nie. So ons gaan vir jou donderdag aand wys hoe om jou eerste advertensie te skep met AI sonder om jou gesig te wys as jy 'n produk digitaal wil bemark. Dit gaan baie interessant wees. Dan gaan ons ook vir jou wys as jy in US$ verdien, hoe werk jou belasting? Want julle hier is die goeie nuus, ons verdien in US$. Want as jy die wêreldmark betree, wat is die geldstelsel wat die hele wêreld verstaan? US$. So, ons gaan vir jou wys hoe werk jou belasting wanneer jy dollars verdien met SARS en ons gaan ook vir jou 'n inkomsteplan gee. En dis hoekom jy daai syfer wat jy in jou gedagtes het, hoeveel jy graag wil bedien, dis hoekom jy daai moet onthou. So, hoe los jy 'n probleem op vir mense wat die internet gebruik? Nou, die bank het jou probleem opgelos met 'n banking app. Want jy hoef nou nie meer in die kar te klim en bank toe te ry nie. Jy kan actually jou banking app vat, jy kan jou banking app gebruik en jy kan alles doen op jou banking app. Ek kan nie onthou julle wanneer laas was ek in 'n bank nie, want ek doen alles van my banking app af. Netflix het jou ander probleem opgelos vir die kinders. Jy hoef nie meer te ry om 'n DVD te gaan huur nie. Jy moet net subscribe op Netflix en dit is 'n digitale produk. Unisa het nog 'n probleem opgelos. Jy hoef nie meer universiteit of college toe te gaan nie. Jy leer nou van die huis af. Wat 'n voorreg. Baie ouers spaar enorme bedrag geld omdat hulle nie meer klasgelde, verblyfgelde, kosgelde te hoef te betaal vir hulle kinders op universiteit nie, want daai kind kan nou van die huis af leer en actually 'n graad kry. QuickBooks het boekhou makliker gemaak vir duisende mense. Want dit is reg oor die wêreld beskikbaar en so is daar 'n klomp sisteme en digitale produkte wat probleme opgelos het vir mense. Hoor gou hierdie interessante ding, jy gebruik alreeds digitale produkte en sagteware dienste elke dag om jou lewe te verbeter. Kom ons kyk gou na musiek. Onthou julle in die ou dae het jy 'n CD gaan koop vir omtrent so R150 en jy het 'n hoop CD's gehad in die huis. Jy hoef dit nie meer te doen nie, want jy kan Spotify nou gebruik om musiek te luister. So ons hoef nie meer hierdie pak CD's rond te dra as ons met vakansie gaan nie. Mamma sit net Spotify aan en sy connect hom met Bluetooth met die kar en daar luister almal lekker musiek in die kar. YouTube.
Ons kan nie sonder YouTube nie. Ons leer op YouTube, ons doen navorsing op YouTube, ons entertain onsself op YouTube. Dis amazing. Canva. Die van julle wat veral in digitale werk doen, ons kan nie sonder Canva nie. Google Drive. Jy kan nie ergens heen ry nie. Jy het Google Drive, Google Maps. Jy het Google Maps nodig. In die ou tyd het jy die GPS ingeplag en ek onthou een keer dat ek in Johannesburg bestuur en toe het my GPS gebreek. En toe het ek nie 'n klou om by my destinasie uit te kom nie. Daai dae is verby. Jy het nou Google Maps op jou selfoon wat jy net connect met jou motor. Google Drive. As jy nie meer spasie het nie, gebruik jy Google Drive om al jou goed te save, jou banking app. En dan, hier's een van ons favorites op die oomblik in digitale bemarking, ChatGPT of Grok of Siri. As jy 'n Apple fan is, dan gebruik jy Siri. Ons wat op Samsung is, gebruik sommer ChatGPT of Grok of DeepSeek. Maar dit is alles digitale produkte en sagteware dienste wat ons kan nie meer sonder dit lewe nie. Nou dis net om vir jou te wys hoe belangrik dit is dat ons groei saam met tyd, want dit maak ons lewens ook makliker. Nou as jy 'n produk kan skep wat 'n probleem vir mense oplos en dit op die internet verkoop, kan jy inkomste verdien terwyl jy slaap. Heeltemal terwyl jy slaap. Imagine dit julle. So ek het julle gou voorstel aan Karina Johnson en ek het vroeër vir Karina gevra of sy hier is en julle ek sien haar nie. So ek wil net gou kyk of ek haar gou kan opspoor. Karina, ek gaan net gou my klank aansit. Karina, is jy hier met ons? Ek gaan net gou seker maak of julle gee my net so 'n oomblik. Ek wil net gou seker maak maar ek kry nie vir Karina nie en ons het vir haar vroeër. Okay. Karina, ek gaan gou die klank aansit en dan gaan ek vir jou vra om net vir ons 'n indikasie te gee waar's jy. Ons soek vir jou met 'n seer hart want jy het 'n fenominale storie en ek is so opgewonde oor daai storie van jou. Net so 'n oomblik julle. Okay, Karina, is jy hier met ons? Kom ek kyk iets gou waar. Okay, julle, wat ek gaan doen is, ek gaan terugkom na Karina toe. Ek sien nie vir haar nie, so ek gaan voortgaan gou met die presentation, ek vra groot om verskoning. Ons het sy weet sy moet hier wees, maar ek wonder of sy nie dalk net internetprobleme het. Of dalk het sy net 'n internetprobleem of 'n klein probleempie aan haar kant. So ek gaan aangaan. Kom ons gaan gou aanskakel. Okay, julle teen 2030 gaan triljoene dollars deur die digitale ekonomie vloei. Die vraag is nie of daar geld is nie, die vraag is of jy 'n probleem oplos waarvoor mense wil betaal. Dis die vraag. Nou, jy skep 'n digitale produk een keer en jy word oor en oor betaal vir daai digitale produk. En dis een van die wonderlike voordele van 'n digitale produk. Nou, as jy 'n digitale produk wil skep, voor jy die produk skep, gaan jy gou vir jouself 'n paar vrae vra. En kom ons hardloop gou hierdeur, want ons gaan jou vanaand motiveer om te dink daaraan om jou eie digitale produk te skep. So die eerste vraag is, waarvoor vra mense jou alreeds vir hulp? Wat vra hulle alreeds vir jou vir hulp? Dit wat jy kennis oor het. Dis die eerste vraag. Die volgende vraag, watter probleem het jy self al oorwin? Want dit wys jou storie en jy kan daai storie en daai oorwinning gebruik om 'n digitale produk te skep waarmee jy mense se probleme oplos in die aanlyn wêreld en dis hoe jy betaling kan kry. Die derde vraag, wat kan jy 30 minute oor praat sonder voorbereiding? Wat is dit wat jou hart vol maak en wat jou hart van oorloop? Dit wys jou belangstelling. Dan gaan jy 'n voorbeeld gee. Ons seun is verskriklik lief vir perde en hy skool en leer al van kleins af perde en hy het baie sukses met in die perdesport en 'n klomp rekords al gebreek. En omdat hy vir ure kan praat oor perde, het hy 'n app gestig. Hy het 'n app gemaak waar hy video's opgelaai het en waar hy aanlyn vir mense leer hoe om hulle perde te skool. Hoe om my perd te leer om nie te bok nie, om te stop, om veilig te wees en mense betaal hom vir daai app, nê? So hy het 'n probleem opgelos vir mense en hy maak geld en jy sal nou nooit gedink het dat jy dit kan doen nie en jy kan ook. Watter kort pad wens jy iemand het vir jou gegee?
Dit is 'n produkidee vir jou, want jy kan 'n kort pad skep vir iemand anders deur iets vir hulle te wys of iets vir hulle te leer en betaling kry, dit verkoop op die internet. En nog 'n vraag, watter mense verstaan jy die beste? Dit wys jou niche, dis jou ervaring, dis waar jy in daai veld, dis jou perfekte kliënt met wie jy gaan wil besigheid doen. Nou, as jy 'n mamma is wat 4 kinders al groot gemaak het, dan verstaan jy mamas baie goed. En dan kan jy dit definitief oorweeg om 'n produk te gaan skep vir mamas, wat 'n vol huis vol kinders het en dalk nog sit met klein babietjies wat hulle nog moet grootmaak. Of watter resultaat kan jy iemand help bereik in 30 dae? Want dit wys dat dit het 'n aanbod wat jy kan skep waar jy mense kan help om resultate te kry in 30 dae. So voor jy 'n digitale produk skep, dis gewoonlik iets waaraan jy belangstel, dis gewoonlik iets wat jou hart van oorloop en waaroor jy opgewonde is en wat ook deel is van jou lewensverhaal, van jou storie. Nou, kyk hoe eenvoudig, kyk hoe maklik is dit eintlik. Ek help wie om 'n probleem op te los deur 'n produk. Nee? Byvoorbeeld, ek help ma's om maaltydstres te verminder deur 'n 30 dae maaltyd PDF. As jy daai mamma is wat vir 'n klomp mense moes kos maak en jy weet 'n werkende mamma kom na 5 by die huis aan en sy's moeg en moedeloos en sy's geïrriteerd en sy moet gou dink wat moet sy maak? Gee vir haar 'n maaltydbeplanner, nê? 'n 30 dae maaltyd PDF. Sodat sy eenvoudig net op haar maaltydbeplanner kan kyk en nie hoef te dink wat om te kook, wat om te maak nie. Ek is een van daai mamas, by the way, wat regtig moet dink wat om te maak, want dit kom nie net natuurlik nie. So dit is 'n voorbeeld van 'n digitale produk wat jy kan skep. So daar's so baie idees wat jy kan gebruik. Kom ons gesels gou-gou oor 'n paar van hulle. Jy kan, as jy 'n besigheidseienaar is, wat weet wat die worstelstryd is wat 'n besigheidseienaar beleef, dan is daar soveel produkte wat jy kan skep vir besigheidseienaars. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde. Boekhou en finansiële stelsels, inkomste en uitgawe trekkers, kontantvloei templates, belastingrekord templates, maandelikse begrotings en hoor gou die interessante ding in Afrikaans. Want onthou daar's baie Engelse produkte daar buitekant beskikbaar, maar daar's mense wat dit in Afrikaans wil hê. PDF-produkte, gidse, werksboeke, checklists, hoe om belasting te doen, handleidings, PDF's, begrotings, besigheidsplan templates, organisasieprodukte, opleidingprodukte, mini-kursusse, videomodules, leermateriaal vir personeel, apps wat hulle kan gebruik. Daar's so baie wat jy kan skep vir besigheidseienaars as jy in besigheid is en 'n passie het vir besigheid. Kom ons kyk gou na mense wat wil gesond word. Daar's soveel goed wat jy kan skep vir mense wat graag wil gesond word. Maaltydbeplanners, basiese voeding, resepte, e-boeke, familiemaaltyd templates, oefenkalenders, oefenplanne, videokursusse. Marilou wat deel is, ek dink Marilou is hierso vanaand. Sy's hier in ons klaskamer. Sy het 'n briljante produk gaan skep wat sy genoem het Reboot Your Body, waar sy vir mense leer hoe om hulle liggaam op te stel vir genesing, die regte oefening, die regte eetproses, die regte eetplan. Dis 'n amazing produk waarmee sy ekstra geld maak. So, troeteldiere, het jy geweet jy kan 'n digitale produk skep, opleidingsgidse, voerplanners, beplanning, pappietrekkers, versorgingsplanne, hoe om 'n klein hondjie te versorg. Geloof en inspirasie, Bybeljoernale, leesplanne, daaglikse refleksies, familiehulpmiddels, e-boeke, jou storie, jou getuienis wat jy kan deel met mense. Mense is mal oor stories en getuienisse. Kinders wat verveeld is, jy kan vir hulle online gaming apps create, kinderspeletjies, printable aktiwiteitpakkies, pret, leerprodukte, stoorboeke. Opvoedkundige industrie, daai is 'n enorme industrie waarin jy sakke vol geld kan maak as jy probleme oplos. Werkboeke en printables, lesplanne, PDF's, werkboeke, tuiskoolgidse, onderwyserhulpmiddels, veral in Afrikaans, studiehulpmiddels, daar's baie in Engels, maar in Afrikaans kort ons, digitale minikurse, aanlyn leerplatforms, the sky is the limit. En voordele van 'n digitale produk. Kom ons kyk gou-gou. As jy vir jou 'n digitale produk skep, wat jy gaan verkoop en bemark op die internet om geld mee te maak. Wat is die voordele daarvan? Wel, die eerste ene is, jy skep dit een keer en jy verkoop dit oor en oor. As jy 'n e-boek byvoorbeeld skep, en ons gaan nou vir jou wys hoe om jou eerste e-boek te maak, maar as jy jou eerste e-boek skep,
Jy gaan hom een keer skep en jy kan daai e-boeke 1000 keer verkoop as jy wil. Jy gaan nie weer uitgawes hê nie. Jy het geen kostes met 'n digitale produk nie, want jy koop hom nie aan en verkoop hom nie. Jy het hom een keer gecreate en elke keer wat jy hom verkoop, maak jy 100% profijt. Jy kan dit wêreldwyd bemark. Reg oor die wêreld. Jy sien nie beperk tot die 50 mense in jou dorp wat op jou databasis is nie. Jy het 'n internasionale mark daar buitekant. Jy verander kennis en inkomste. Jy help meer mense op een slag. En jy bou 'n besigheid, nie net 'n inkomste nie, want jy kan bou op hierdie besigheid. Jy begin met een produk en jy kan verskeie produkte skep. Jy kan klein begin en later groot gaan en jy kan groter wins so genereer. Dit is 'n wonderlike voorreg julle om in die aanlyn wêreld te begin besigheid doen, want dis besigheid met baie minder stres. Nou onthou die geleentheid, jy skep iets wat 'n probleem oplos, jy bou 'n gehoor en jy leer hoe om te bemark. Dis wat jy doen. En ons gaan in die volgende 2 sessies vir jou meer oor dit wys, maar vanaand gaan ons met jou praat oor daai idee. So terwyl ek nou gou hier deurgesels het jy 'n idee vir jou eerste digitale produk? Wat kom so vinnig in jou gedagtes op? Ek wil gou 'n voorbeeld gee. My man François diens kragopwekkers. Hy het 'n passie vir engines. Oh my word, ek verstaan dit natuurlik nou glad nie. Ons kan so langs een van daai groot 500 en 1000 kVA kragopwekkers. Hy staan langs hom en dan sê hy, "O, dit klink soos musiek in my ore." Ek kan dit natuurlik nooit verstaan nie. En een van die goed wat hy vir my nou die dag sê is, omdat hy so 'n passie het vir engines, hy wil soos 'n training manual, 'n PDF aan mekaar sit of 'n e-book wat hy vir boere 'n troubleshooting manual gee as daai kragopwekker nie wil start nie en jou pakhuis is besig om te pak en onthou 'n boer is ver van alles en almal af. 'n Troubleshooting manual as daai generator nie wil start nie. Wat kan jy doen om daai kragopwekker in die gang te kry? So een of ander tyd moet ek en François gaan sit dat ons daai kan beplan. Maar wat is dit wat jou passie is, wat jou hart laat klop waarvan jy hou? Want dit is die sleutel tot jou eerste digitale produk. Nou, ek het vanmiddag gou met Annelies gepraat en Annelies noem toe vir my dat sy het 'n kliënt wat 'n eiendomsagent is en wat van produkte in die eiendomswêreld. En ek gaan toe vinnig sommer gou en ek vra vir ChatGPT, gee gou vir my 'n idee vir 'n digitale produk vir eiendomsagente. Oh my word, julle, toe kry ek letterlik 50 idees. Hier's 25, omtrent 25 aan elke kant. 50 idees by ChatGPT vir digitale produkte wat ons kan skep vir eiendomsagente om beskikbaar te maak of te verkoop in die online space op die internet. En dis amazing. Sosiale media inhoudskalender, 'n nuwe kliënt onboarding pakket, verkoopskrifte en hoeks vir eiendomsplasings, CRM trackers, 'n leads opvolgstelsel, e-pos templates, verkopers en verkopers, 'n agent produktiwiteitsplanner, 'n verkoop jou huis vinniger gids, huisorganisasie bundles, huisverbeterings ROI gidse. Julle, dis amazing. So, wie van julle gebruik ChatGPT? Steek gou hande op. Wie van julle gebruik ChatGPT of Grok of Siri? Dis 'n wonderlike tool wat jy kan gebruik, letterlik op 'n daaglikse basis. Ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie meer sonder ChatGPT nie. Dis amazing. So ek wil julle uitnooi vanaand voordat jy gaan slaap. Gaan droom eers 'n bietjie oor daai digitale produk wat jy heel moontlik kan skep. En gaan na ChatGPT toe en begin 'n gesprek oor jou passie, dit waarvan jy hou en vra gou vir ChatGPT, gee vir my idees, watse digitale produkte kan ek skep in hierdie veld? En dan vra jy gou vir Chat om vir jou 'n lys te gee soos hierdie ene. Dis mind-blowing. En raai wat? Ons gaan nou Shamaine gaan ook vir ons 'n paar idee nou gee, maar jy kan actually vir ChatGPT vra om jou te help om daai produk te ontwikkel. Jep, jy kan. En dis wat so wonderlik is van AI. Nou ek wil julle gou voorstel aan Shamaine de Vos. Shamaine is hier in ons klaskamer en sy is mal oor Canva. Nou, terwyl ons nou praat oor jy vat jou passie en jy gebruik dit om mense se probleme op te los en jy skep 'n inkomste met dit. Shamaine het vir haar 'n ekstra inkomste stroom geskep deur mense te leer om Canva te gebruik.
En dis een van haar inkomstestrome, want sy's mal daaroor, sy's baie kunstig. En ek gaan nou vir julle wys waar kan jy vir Charmaine kry. Maar ons is baie lief vir Charmaine. Sy het elke 2 weke het sy 'n klas vir ons waar sy vir ons leer in Canva. En voordat ons verder begin, wil ek jou gou opgewonde maak. Charmaine het 'n bietjie later in Junie, ek dink die datum is, ek praat onder korreksie, ek dink die datum is die 17de Junie, ek gaan nou vir julle actually wys, het sy 'n gevorderde VIP klas waar sy gaan vanaand vir jou 'n voorsmaak gee. Want ons het meer tyd nodig, maar sy gaan in daai VIP klas vir jou presies wys in detail hoe om jou eie digitale produk te skep. Vanaand gaan sy nou vir jou 'n overview gee. Sy gaan vir jou presies wys, maar jy kan 'n pad saam met haar stap. So kom ek gaan gou hoor, Charmaine, ag, ek is so bly, ons gaan van jou hoor. Is jy hier, Charmaine? Ja, Tannie, ek sien so. Jy, baie welkom, Charmaine. Ek gaan oorhandig aan jou en dan stel jouself gerus voor en ons is joune vir die res van die aand. Asai, dankie Tannie. Goeienaand almal en ek is so excited om julle almal hier te sien. Nou, van die van julle wat my nou nog nie ken nie, ek is Charmaine en ek gebruik Canva op 'n daaglikse basis. Ek het vir my 'n regte, ek wil sê, inkomstestroom geskep net met Canva. Ek doen alles op Canva. En die lekker ding is, ChatGPT, AI, jy kan enige AI gebruik, Copilot, ChatGPT, maak dit vir jou makliker om goed te skep, want jy kan by hulle idees gaan kry. So ek het vandag besluit, ek gaan vir julle ietsie wys wat naby aan my hart is. Nou, ek is 'n mamma van 2, ek het 2 seuns, en my oudste seun sukkel ongelooflik baie met lees. Dit is iets wat vir hom baie moeilik is. Nou, hy's op die stadium in graad 1 en ek het besluit om vir hom 'n digitale e-boek te maak, maar 'n kinderboek. So hierdie sessie gaan baie eenvoudig wees, dit gaan baie maklik wees. Ons gaan nie te veel fancy goed doen nie, dit gaan net die basics wees, maar jy kan natuurlik jou eie e-boek gaan skep oor wat ook al jou interesseer. Vir my as mamma kan ek baie hier uit baat, want ek kan hierdie boek ook verkoop aan ander mammas met kinders. So dit is hoekom ek op hierdie boek toe nou besluit het, maar ek wil graag net vir julle wys hoe die boekie lyk as jy hom nou sou deurblaai. Ek moet my skerm gou met julle deel. Ek gaan alles aansit. Sien. Okay, daar gaan ons nou. Okay, so hierdie is nou die e-boek. Dit is 'n baie eenvoudige vlak 1 leesboek vir kinders. Nou, baie van julle weet, as jy 'n mamma is met jong kinders, as jy vir hom 'n boek gee om te lees, wil hy niks belangstel. Hy stel nie belang nie. Hy wil niks weet van daai boekie, maar sodra jy 'n skerm voor die kind gaan sit en sê, kom ons lees gou hierdie storie, dan is hulle dadelik, asof hulle net baie meer belangstel. En ek het dit al soveel keer gesien met my eie kind. Dit is vir hom verskriklik interessant om iets te kyk op my rekenaar, maar as ek vir hom 'n fisiese boek gee, dan is dit nie vir hom interessant nie. So hier's 'n baie eenvoudige e-boek, 'n kinderboek vir kinders, wat ek op Canva geskep het. Soos julle kan sien, die sinnetjies is baie eenvoudig, dis 'n eenvoudige prentjie wat in is, daar's niks fancies nie, dit is maar net dit. Nou wil ek graag vir julle wys, hoe ek op Canva hierdie geskep het, en ek het ChatGPT gebruik om dit te doen. So, voordat ek enigstens iets verder doen, kom ons gaan skep op Canva ons e-boek. En om dit te doen, gaan ons hier by Create gaan. Ons gaan net hierbo intik e-boek. En hy gaan vir ons hierdie 3 opsies gee. Hierdie educational booklet is die enetjie wat ons gaan kies, en julle sal sien dis A5 grootte. So julle kan ook hierdie boeke laat druk, obviously. Julle hoef dit nie noodwendig net op die rekenaar of op online sisteme te gebruik nie. Julle kan dit ook verkoop as 'n printable template. Okay, so daar het ek nou my boek geskep.
maar hier's nou nog niks wat aangaan nie. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan na ChatGPT toe gaan, en ek het reeds vir ChatGPT gevra om alles vir my te doen, sodat dit nie nou te veel tyd vat nie. Ek het net hier vir hom gesê, skep asseblief vir my 'n kort kinderstorie graad 1, vlak 1, iets ouliks vir kinders om woorde te leer. En hy het vir my hierdie verskriklike oulike storie geskep van Ben die beer en die rooi bal. Baie eenvoudig, baie maklik. So wat ons nou gaan doen om ons storie oor te sit van ChatGPT af op Canva. Ek gaan net my twee skerms so langs mekaar sit. En ek gaan basies net gaan en alles gaan inkopie. So ek gaan begin met my voorblad. Ek gaan hom net gaan paste daar. En dan gaan ek nou maar net my storieetjie ook doen. Vir hierdie opleiding gaan ek nie al die bladsye doen nie, want dit gaan hopeloos te lank vat. So ek gaan net so 5 bladsye gou vir julle wys, net om 'n idee te kry van wat om te doen. En daar is my storie nou op my bladsye. Maar wat ek nou wil doen is, ek wil prentjies hê. So jy kan gaan en onder elements gaan soek vir prentjies wat vir jou gaan pas by jou storie, maar ek hou daarvan om op ChatGPT 1 karakter te skep en om reg deur my boekie te gebruik, soos julle nou gesien het in die voorbeeld. So hier het hy selfs vir my 'n begripstoetsie gegee wat ek kan insit, maar hier is my karaktertjies. Partykeer raas ek bietjie met ChatGPT want hy verstaan my nie altyd mooi nie, maar eventually kom ons reg. So ek gaan nou maar net weer gaan en ek gaan elkeen gaan copy en paste. Ek maak maar net seker dat dit op die regte bladsy is. So ek gaan hierdie een hierso sit. En ek gaan nie nou te veel worry oor waar die goed lê nie. Ek sal dit nou gaan uitsort. Ek wil net nou vinnig so lank uitleg hê van wat ek op my bladsy moet kry. En ek dink baie keer is 'n mens skrikkerig om AI te gebruik. En 'n mens dink mens moet hoë taal gebruik en fancy woorde, maar ek praat met ChatGPT asof dit 'n mens is. As ChatGPT iets verkeerd doen, dan sê ek vir hom, nee Chat, jy verstaan my nie reg nie, maak asseblief hierdie fout reg, en dan doen hy dit. So, julle hoef nie bang te wees vir Chat nie, julle kan dit gebruik. Enige AI is baie maklik om te gebruik. Die mense wat dit design het, was inteendeel baie slim toe hulle dit gedoen het. Ek sal dit nooit kan doen nie, maar daar is mense wat daai kennis het. So nou gaan ek maar net gou gaan en my prentjies net wegvat van my woorde af. Ek het reeds vooraf my kleurtemplates gaan maak, so onder brand sal julle sien, hier is my kleure vir my template, vir my boekie, en hier is my fonts wat ek gaan gebruik. So in hierdie enetjie, kom ons begin. Ons gaan heel eers sommer gaan met ons voorblad begin, en ek gaan deur 'n oulike agtergrond te gaan soek. So kom ons sê park. En soos julle kan sien, het Canva ongelooflik baie goed wat jy kan gebruik. Daar is verskriklike oulike goedjies. Kom ons gebruik vir hierdie voorbeeld sommer, ek wil nou ietsie ouliks hier insit. Kom ons gebruik om nou 'n bietjie anders te laat lyk as die een wat ek reeds gemaak het. Ek gaan sommer nou maar hierdie enetjie insit. En ek gaan nou maar net gaan en ek gaan hom trek na waar ek hom wil hê. Nee, ek hou nie baie van die prentjie nie. Die lekker ding van Canva is, jy kan baie met hom rondspeel. Soos julle nou gesien het, ek het nou nie van daai een gehou nie, so ek gaan soek vir 'n ander een. Mens hoef nie op te gee na die eerste paar tries nie. As jy 'n bietjie meer afgaan, dan sal jy sien, daar is nog verskriklik baie goed wat mens kan gebruik. So dit is wat ek nou gaan doen. Ek gaan nou nie opgee nie, want ek wil nou negatief raak met Canva. Hierso. Ja, kom ons gebruik sommer hierdie een. Dit is 'n baie mooi enetjie hierdie. Die kleure is mooi helder, so dit gaan mooi uitstaan. Ek gaan hom nou maar net 'n bietjie groter trek, en dan gaan ek hom net so sit. Dan ek hom maar net hier teen die kante gaan trek, dat hy mooi inpas. En ek gaan dan maar net my opskrif mooi laat uitstaan.
So kom ons gaan hierdie gedeelte bietjie groter maak. So ek het hom nou maar net gekat en nou paste ek hom maar net. En dan kan jy dit nou maar net plaas daar waar dit vir jou mooi lyk. Ek gaan nou maar net sy skrif bietjie gaan verander. Soos julle hier kan sien, hier is my brandskrif wat ek gekies het vir hierdie. So ek kan dit maar dit toe verander of ek kan selfs onder al my ander fonds gaan kyk. Hier is al my stars fonds, dis wat ek van hou om te gebruik. Ek kan onder daai gaan kyk. Kom ons gebruik sommer hierdie enetjie. Hy's lekker donker. So maak hom lekker groot. En ons kan bietjie die kleur verander. Nou soos julle kan sien, omdat ek 'n brandkit ingesit het, het ek nou hierdie hier, maar jy kan ook net onder photo colors gaan kyk, dis al die kleure wat in jou foto gebruik word. Of jy kan net onder al die kleure ook gaan kyk, daar's klomp verskillende kleure waarvan jy kan kies. Maar ek gaan nou maar vir hierdie een hou by die kleure wat ek op besluit het. Ek gaan hom hierdie donker kleur maak van die beer. En dan gaan hierdie een net so bietjie ligter maak en hom ook net bietjie donkerder maak. As dit jou eerste keer is om op Canva iets te skep, sal ek voorstel om iets maklikers te doen. Dalk ietsie soos hierdie waar jy nie te veel designwerk hoef te doen nie en waar jy regtig kan rondspeel met Canva se elemente en se funksies en al daai lekker dinge wat Canva beskikbaar het. En ek stel nou maar net so 'n bietjie dat hy bietjie meer uitstaan. Ek gaan daai nou maar net verander. En ons gaan net 'n punt aan die einde sit, sodat die kinders weet, mens sit altyd 'n punt aan die einde van jou sin. Ek gaan nou sommer hierdie prentjie wat ek hier ingesit het, gaan kopie. En dan gaan ek hom net hier gaan inpaste. En dan, julle sal sien, ek gaan baie Pro functions gebruik op Canva op die oomblik. Hierdie is alles funksies wat jy kan gebruik as jy Canva Pro het. En Canva Pro is net R110 'n maand. So ek voel as mense dit gaan gebruik om jou eie digitale produkte te maak, is dit glad nie te duur om te betaal nie. Dit is eerlikwaar die moeite werd, want wat ek terug uitkry uit Canva uit is baie meer as wat ek betaal om Canva se Pro version te kan gebruik. En dan gaan my beertjie nou maar net daar so sit, dat hy mooi daar in my prentjie is. En nou kan ek verder gaan, ek kan alles op my bladsy gaan groep, en ek kan dit bietjie kleiner gaan maak. Maar dit nou nie gegroep. Right. Ek gaan hom nou net so bietjie invat. Net seker maak hy's mooi in die middel. Ek gaan hom net so bietjie van 'n hoekie gee. En 'n bietjie van 'n randjie gee. So, die doel van hierdie boek is, dit is 'n kinderboek, so hierdie boek moet pret wees vir kinders. Obviously, as jy iets vir groot mense gaan maak, dan gaan jy nou nie dieselfde tegniek gebruik nie, maar as jy begin op Canva, soos ek gesê het, is dit dalk baie keer beter om iets eenvoudigs te gebruik, of mee te begin althans, en bietjie eers rond te speel en Canva te leer ken. Ek gebruik Canva ongelooflik baie, so ek is al redelik bekend met al die funksies wat hy het, maar hoe meer 'n mens op Canva rondspeel, hoe meer begin jy hom verstaan. So hierdie is nou maar net die dood eenvoudige voorblad wat ek gaan maak. Soos ek gesê het, ek gaan nie te veel in detail ingaan met wat ek gaan doen alles nie. Ek gaan nou maar net hierdie voorste bladsy gaan ek net kopie, en ek gaan hom net op my tweede bladsy paste. Terwyl hy nou nog select is, soos julle kan sien, hy het so lekker
pers blok rondom hom, gaan ek net sê position en dan gaan ek hom net terugsit, dat hy lekker aan die agterkant is. En nou kan ek begin deur my prentjies hierso mooi te skuif, dat alles reg lyk. So my beertjie gaan ek nou maar net hierso sit, dat hy nou maar net lekker hier op die grond sit. Ek gaan hom so 'n bietjie oor my raampie laat sit, net vir mooiheid, snaaksigheid, hoe ook al jy dit wil noem, en dan gaan ek net my skrif groter maak. Nou. En ek gaan ook die kleur verander. Ek wil hom nie so erg swart hê nie, ek gaan hom 'n lekker donkerbruin maak, en ek gaan hom net bold maak, dat hy maklik kan lees. En daar is my eerste bladsy, baie vinnig, baie eenvoudig, baie maklik. Ek gaan nou weer gaan en ek gaan hierdie gaan kopie, en ek gaan hom gaan paste op my tweede bladsy. Selfde hier, ek gaan weer sê position into the back, en nou gaan ek gaan met hierdie spesifieke prentjie, gaan ek nou op my prentjie klik, soos julle kan sien, hy het sy perslyne rondom, en ek gaan sê edit. En nou gaan ek sê, okay, laat ek net 'n bietjie stadiger beweeg. Onder tools gaan ek sê see all, en dan gaan ek sê magic grab. Nou wat magic grab is, veral as jy 'n prentjie het met baie verskillende aspekte in en jy wil dalk nie alles gebruik nie, is hierdie 'n lekker funksie om te gebruik. Maar ek wil vir nou net hierdie twee gebruik. So ek gaan hulle gaan grab. En nou soos jy kan sien is my beertjie en die lyntjie, die meetlyntjie apart. So nou kan ek net daai gaan uithaal en ek kan hierdie bietjie groter gaan maak. Ek gaan probeer om hulle min of meer almal dieselfde grootte te maak, laat dit net bietjie meer sin maak, anders gaan die een beertjie groot wees en die ander een baie klein. En nou het ek hom maar net teruggeskuif, dat ek by my teks kan uitkom, en ek gaan nou maar dieselfde doen hier, ek gaan my teks groter maak, en ek gaan hom bold, en ek gaan my kleur gaan verander. En ek gaan hom nou maar net op 'n plekkie sit waar dit vir my reg lyk. So daar is my derde bladsy. Ek wil net hier ook seker maak, al my bladsye is hierdie, dat dit nie so wit is nie, en ek sien hy is ook nie heeltemal in die senter nie. So as jy 'n prentjie opsit en jy wil hê hy moet heeltemal in die middel wees, so jy sal sien hy maak sulke pers, pinkerige strepe, dit lyk amper half soos 'n plusteken wat hy in die middel maak. Dit is jou presiese middellyn. So as jy jou prent daar gaan sit, dan weet jy hy is presies in die middel. So daar's my beertjie. Ek wil dalk nou hê hierdie moet meer uitstaan. So ek kan gaan na my elements toe. Ek kan gaan sê, of kom ons search hier onder shapes. En ons gaan sit dalk ietsie soos hierdie in. Ons kan nou hierdie kleur gaan verander en hom dalk eerder 'n wit kleur maak, miskien so iets. Ons gaan hom nou reg maak, hy gaan obviously nie so bly nie. Ek gaan hom position en ek gaan hom terugsit. So daar staan my maatband, maatlyn, wat noem 'n mens dit? Nou staan hy meer uit, so die kinders gaan dit makliker kan sien, en dit is die doel van hierdie, want ons wil uitbeeld, dis klein. So nou gaan ek net gaan, en ek gaan hierdie net so bietjie, sy transparency net so bietjie ligter maak. Wil ek net klik, so nou gaan hy so lyk. Nou lyk hy bietjie, dit lyk nog steeds bietjie snaaks, maar die kinders kan dit sien, en dit is wat belangrik is. Jy kan selfs gaan en hierdie belangrike woord gaan onderstreep. Dis dieselfde soos Word, dis al jou Word funksies wat jy op Word normaalweg sal sien, is ook hierso op. So dan kan jy hom gaan onderstreep byvoorbeeld. En dit gee net vir die kinders bietjie meer vertroue, en dit maak dit vir hulle makliker om te sien wat se woord leer hulle nou eintlik. Wat beteken hierdie woord wat ek leer? So nou het ek maar net weer dieselfde gedoen. Ek het hom gekopie en gepaste. Ek gaan hom nou weer terugsit. En ek gaan my woorde net klaar opskuif. So nou wil ek hierso net sê remove background.
En weer eens, dit is 'n pro function. So as jy 'n Canva free het, daar is baie goed wat mense op Canva free kan gebruik. Jy kan nog steeds goed design, maar jy sal byvoorbeeld nie die AI funksies kan gebruik op Canva free nie. Wat vir my eintlik baie simpel is, want hulle het sulke oulike Canva funksies, maar ja, hulle moet ook maar op hulle maniere 'n geldjie inkry, want soos Tannie net gesê het, Canva is sy eie digitale produk. En as jy slim genoeg is om so 'n produk te skep, dan kan jy lekker geld maak, want ek bedoel, as jy elke maand vat, jy betaal R110, vir ons is dit dalk nie baie nie, maar 'n klomp R110 add op, en hulle het die produk net een keer gemaak. So ja, daarso het ek nou die vierde bladsy gemaak. Ek gaan nou net hierdie weer duplicate of copy, en ek gaan hom net oorsit op my volgende bladsy. Ek sit hom nou maar net weer terug, en ek gaan hier net weer remove. Ek gaan my weertjie nou hierdie kant sit. Ek gaan my skrif weer groter maak. En soos julle kan sien, hierdie is 'n baie maklike design. Daar's nie te veel dinkwerk en doenwerk op hierdie design nie. Dit is baie eenvoudig. Ek glo enige een sal hierdie kan doen. So as jy voel jy wil dit aanpak om 'n digitale produk te skep na hierdie werkswinkel, is hierdie dalk 'n maklike en goeie manier om dit aan te pak. Dit is baie eenvoudig en jy hoef regtig nie te veel te sukkel met hierdie nie. Soos julle gesien het, ChatGPT het vir my die boekie geskryf, uit vir my die prentjies gemaak. Ek het net gegaan en die agtergrond ingesit en bietjie my bladsy gaan verander. So ek wil nou net vir julle hier wys op die enetjie wat ek gedesign het. Kom is my ding nou swart. Ek weet nou nie hoe om dit te verander nie, maar okay. Kom ons kyk net gou vinnig na die boekie. Hier sal julle sien het ek al die bladsytjies ingesit. Ek het hom bietjie anders te gemaak. Ek het hier byvoorbeeld 'n olifant ingesit om die verskil te wys tussen groot en klein. Maar ons kom verskillende maniere wat 'n mens dit obviously kan doen. En soos julle kan sien, dit is baie straightforward, baie eenvoudig, niks snaakse goedjies hier gedoen nie. En daar is die hele boekie basies. Ek gaan nou nie deur almal gaan nie. Daar het ek maar net 'n eindbladsy ingesit. Maar nou wil ek graag vir julle wys, hoe kan jy hierdie boekie omdraai dat dit in boekvorm is soos die wat ek vir julle gewys het aan die begin. So Canva het 'n baie oulike funksie waar hy vir jou apps gee wat jy ekstra kan bykoop of bykry. Van die apps betaal 'n mens voor, maar van die apps kan 'n mens verniet gebruik. So hier teen die kant sal julle sien is apps. En die app wat jy gaan soek is, ek weet nie hoe om die woord uit te spreek nie, Haizen Flipbook. As jy by hom ingaan, en net gaan vir julle wys, dan gee hy vir jou verskillende opsies. Okay, so ek het dus al omdat ek het so gedoen het, kom ek sê net start over. Okay, so jy kan hom either gaan save as PDF, of jy kan hom gaan save as 'n PowerPoint. Ek gaan hom nou maar net daar so hou, en ek gaan sê export. En dan konvert hy hom nou net vir my in 'n flipboek in. Ek dink dis 'n baie oulike manier as jy jou boek wil adverteer, om dit so te adverteer as 'n flipboek. En jy kan ook daai link wat hy hier vir jou gee, kan jy ook gebruik op die website waarop jy hom gaan verkoop. Mag dit nou op die gratis online store wees wat ons môre gaan sien, of dalk het jy 'n Etsy account of 'n Shopify, dan kan jy hierdie link gebruik om jou eindproduk te verkoop. So kom ons kyk gou hoe lyk hy. Dit is nou daai een wat ek nou al klaar vir julle oopgemaak het. Maar ek wil net gou vinnig net vir julle wys. Hy gaan hom dan so oopmaak. En dit is dan jou hele boekie. Maklik en eenvoudig. So nou gaan ek net gou hier uitgaan. En net hier ook uitgaan. So daar het ek nou vir julle gewys hoe julle 'n maklike, eenvoudige ding kan skep op Canva, maar dit is nie net dit wat jy kan doen nie. Canva, soos jy kan sien hier, jy kan presentations skep. Nou baie besighede gebruik presentations as hulle meetings het en
wat ook al hulle doen, gebruik hulle soms presentations. So jy kan hulle presentations vir hulle skep. En dis actually iets wat ek fisies nou doen. Ek skep op 'n raak my Afrikaans min. Op 'n daaglikse basis skep ek presentations vir kliënte. Jy kan self social media gebruik. So as jy wil advertensies skep, kan jy dit hier kom doen. Jy kan jou video's hier skep. Jy kan selfs record op Canva self. So ek is tans besig met 'n baie oulike projek wat beskikbaar sal wees hopelik binne die volgende 2 tot 3 maande waar ek 'n hele beginner tot expert Canva klas gaan aanbied, maar dit gaan in lesse wees wat jy kan koop die hele les en jy kan deur dit gaan soos wat jy tyd het. So dit is iets wat jy kan skep op Canva. Dit is iets wat jy kan skep en dit kos my net R110 'n maand. Jy kan dokumente hier opmaak, jy kan sheets hier opmaak, jy kan selfs 'n website op Canva maak. So jy kan Canva self gebruik om jou eie website te skep en dit is ongelooflik. Ek dink Canva moet my actually betaal om hulle produk vir hulle te adverteer want ek praat altyd van Canva. Canva is vir my 'n ongelooflike app. En ek dink die van julle wat wel wil begin om iets te verkoop online, om te begin om iets te maak, Canva is 'n baie beginnervriendelike manier om dit te doen. Baie, ek wil sê geleerde graphic designers lag vir ons mense wat Canva gebruik en dit is okay, maar Canva is baie makliker. Dit is hoekom. Daar is soveel goed wat jy kan gebruik op Canva wat dit vir jou so maklik maak en hulle het selfs AI en jy kan selfs stories skep op Canva, maar ongelukkig is alles Engels. So dit is 'n baie lekker ding om te gebruik. Ek gaan nou oorhandig aan Tannie Renet. Ek hoop hierdie het vir julle 'n bietjie inspirasie gegee en dat julle iets hiermee sal kan doen. Baie dankie Charmaine, dankie. Imagine jy kan vir jou 'n hele reeks kinderboeke saamstel en dit word jou niche. Dat jy verkoop kinderboeke aanlyn, veral in Afrikaans, want daar's baie Engelse kinderboeke maar in Afrikaans en ons ou kleintjies wat leer lees is almal baie lief. Kyk as jy 'n babietjie het, hoe gryp hulle 'n selfoon, nê? Die babietjies, die kleintjies wil ook nou, hulle wil ook aanlyn gaan sien ek, maar imagine jy kan 'n hele reeks kinderboeke vrystel. Baie dankie Charmaine. Dit was so interessant geweest. Okay, kom ek gou vir julle wys. Julle in ons klaskamer, as jy vir Charmaine soek, ek wil julle gou voorstel aan ons het 'n aanlyn klaskamer in die A-span en dit is hoe hy lyk. Nou, as jy in ons klaskamer ingaan, heel bo, hierdie is ons aankondigings en ek wil gou wys in ons aankondigings, hierso het Marika Ellis geskryf, alle eer aan Yahweh, sy sê ek is so naby aan my eerste R1 miljoen, knyp my, want sy verdien ook 'n aanlyn inkomste. Dit is amazing. Ek sien dit nou eers raak. Maar as jy heel bo klik op Classroom, dan het ons 'n klaskamer propvol goed wat jy kan leer. En as jy afbeweeg, is daar 'n hele module met die naam Canva. En in hierdie Canva module, as jy hom oopmaak, is daar kort Canva lesse waar jy kan leer, wat jy in jou eie tyd kan gaan kyk. En op ons kalender, ons het elke week allerlei goed wat gebeur in ons klaskamer. Hierdie week het ons nou die 3-dag werkswinkel. En as jy gaan kyk op Junie, het ons 2 Canva klasse wat voorlê en 3 Canva klasse wat voorlê in Junie. So kom leer saam met ons. Maar ons het en ons gaan jou nou uitnooi om in ons klaskamer te kom kuier, maar ek wil julle gou vertel, ons het vir Karina opgespoor en sy het 'n amazing story. Kom ons vra gou vir haar. Karina, jou klank is reg nou, nê? Nee? Ek is hier. Dis so lekker om jou hierso te hê, Karina. Ek wil vir jou vra, stel net gou jouself voor en vertel net gou daai amazing story van jou groot asseblief. Met liefde, ekskuus julle vir die technical difficulties wat ons nou gehad het, maar ek is Karina en ek wil net gou vinnig vir julle kom vertel, my storie kom vertel. So, vir die van julle wat nie weet nie, ek kom uit die restaurantindustrie uit en ek was so 7 jaar lank 'n enkel mamma gewees en naweke, vakansies, het ek nie my kind gesien nie. Ek moes haar wegstuur, byvoorbeeld oor Desember vakansie, na my ouers toe, dan sien ek haar vir 'n hele maand lank nie. En ek was regtig moeg gewees vir daai lewe en ek het teruggetrek na my tuisdorpie toe. Ek het in my ma se huis gaan bly op 36 jaar oud weer en ek het my man ontmoet, ons het getrou
En ons moes letterlik alles verkoop die eerste jaar toe Amerika toe gegaan het en die HTA-program begin het en ons het skuld gehad. Ons was regtig in finansiële verknorsing gewees en ek het iets gesoek. So my presentation was amazing, maar ek het nie daai skills gehad nie. Ek het nie geweet hoe om 'n webwerf op te stel nie. Ek het nie geweet wat is 'n sales funnel nie. Ek het regtig nie die vaardighede gehad om my eie produkte kan skep en dit so te kan bemark aanlyn nie, want ek kom uit restaurante uit. Ek ken van kos en ek ken van mense bedien, maar die technical en aanlyn besigheid het ek glad niks aan geweet nie. En ek het gaan soek na iets wat ek kan doen van die huis af in en om ons kinders, sodat my man kan help, dat ons uit ons finansiële verknorsing kan uitkom en net weer bou aan wat ons nodig het. Want soos ek gesê het, ons het alles verkoop toe ons toe die eerste keer laas jaar oor see is en ons moes letterlik van voor af weer alles opbou en jy weet uit daai situasie uitkom en soos ek sê, ek het nie daai skills of vaardighede geken nie en ek het gaan soek aanlyn vir iets en ek het gesien hoe maak mense dollars aanlyn en ek het net gaan sit en dink en as hulle dit kan doen, hoekom kan ek dit nie doen nie? En ek het laas jaar in Julie met hierdie amazing program begin en dit het my gesin se hele lewe verander. Ek is ook nou soos Marika so naby aan daai eerste miljoen en dit sou nie waar gewees het nie as ek nie die program begin het nie. En hierdie program gee vir jou alles wat jy nodig het. Dit dan vir jou website, sales funnels. Dit leer jou, dit gee vir jou die tools en dit leer vir jou die vaardighede wat jy nodig het om hierdie besigheid te kan begin en te groei en te maak in iets wat amazing is. En dit is nie iets wat ek soos gehad het aanvanklik nie. Ek het gaan leer, ek het video's gaan kyk. Ek het soos ek sê, die done for you system en dit werk vir jou outomaties in die agtergrond wat nog meer amazing is. Soos wat ek net vroeër gesê het, ek kan help maak terwyl jy slaap en hoe amazing is dit nie? Ek het al 'n paar keer dan word ek wakker in die oggend dan ek 'n $900 sel gehad. Ek meen, hoe maak jy geld as jy slaap? Verstaan jy? En ek sê vir jou, my man was nou van November af gewees tot ek dink Mei maand, April maand. By die huis gewees vir 5 maande wat dan nie 'n inkomste gegenereer het in daai tydperk nie. En my besigheid is wat vir alles betaal het, ons huis, ons huur, ons kinders se goedjies. En dit sou nie moontlik gewees het as ek nie met hierdie amazing program begin het nie. So ek het daai leap of faith gevat en dit het regtig waar alles vir ons gesin kom verander. Dankie Karina, baie dankie. En weet wat, elke keer as ek na jou luister, dan jy het soveel energie, jy het soveel positiewe energie en jy lag altyd. Maar ek is so opgewonde oor hierdie besigheid want dit kan soveel mense se lewens verander en ek wens net hulle wil daai leap of faith, daai realization hê van jy kan so Charmaine, daai is vir my die lang pad om dit te kan doen, verstaan jy, maar jy kan hier in hierdie program kan jy ook 'n kort ek het die kort pad gekies want ek was nie skilled so sy met hierdie goedjies en hierdie kennis en hierdie vaardighede nie en ek het hierdie program gekoop wat my alles geleer het en vir my stap vir stap verduidelik het hoe om dit reg te kry. En hier sit ek nou 10 maande later en soos ek sê ek is so naby aan my eerste miljoen en ek kan dit nie glo nie en ek is net ongelooflik dankbaar. Jou amper jou eerste miljoen rand in inkomste. Karina, dis so exciting. En daar's Marika ook, sy skryf ook daar baie naby aan haar eerste miljoen rand in inkomste. Wow! Ek kan nie wag vir dit nie. Om te gaan van waar jy was tot by nou, bepaal jy jou eie salaris, jou eie inkomste, in jou eie tyd by die huis terwyl jy tyd saam met die kinders spandeer. En dit is wat so lekker is van hierdie besigheid. Jy kan dit regtig in en om jou lewe pas. Jy pas dit in jou eie skedule. Jy werk nie vir iemand nie. Jy sit nie en werk ure en iemand anders raak ryk en jy sit en doen soos die grondwerk van dit nie. En dit is wat lekker is. En ek sê vir jou, ek kan self nie glo ek is nou by my eerste miljoen en dit is nou eers 10 maande later. Ja, dis amazing. Baie geluk. Ek gaan nou al vir jou begin geluk sê en as jy daai miljoen slaan, dan gaan ons saam met jou celebrate. Ek sien uit daarna julle. Baie dankie vir jou mooi storie, Karina. Ag, is net 'n groot plesier en weer eens ek is so jammer julle vir die technical difficulties. Dit gebeur maar soms. Ons moet kry. Dankie Karina. Terug. Lekker aand julle.
Wow, hoe amazing is dit julle. So ons wil vir julle, ons het tans 'n 7-day free trial in ons klaskamer waar ek nou vir julle gewys het. Julle gaan vir Charmaine en vir Karina en 1600 ander familielede, ons noem onsself die A-span, ons is 'n hele groot digitale familie daar binne in kry. Ons het 'n 7-day free trial in ons klaskamer. En hoe dit werk is, jy het 7 dae gratis en as jou 7 dae gratis verby is, dan kan jy aanbly as jy wil vir net $10 maandeliks. Maar hoor gou hier, jy kom breek daai siklus van tekort en jy kom leer in ons klaskamer hoe om ekstra inkomste te genereer. En jy kom doen 'n kort kursus, 'n vinnige kursus, 26 kort lesse. Jy kan dit in 'n middag doen. Jy gaan leer wat is passiewe inkomste, want ja, jy kan inkomste skep terwyl jy tyd saam met die kinders spandeer. Jy gaan leer wat is digitale produkte, hoe doen jy digitale bemarking en wat is digitale bemarking? Jy kry verkoopregte, hoe werk dit? Wat is die Legacy Builder program wat Karina gebruik het om amper by haar eerste R1 miljoen te kom, sy en Marike? Wat is die inkomstestrome wat sy inkomstestroom opsies het? Daar's 5 van hulle. En dan, ons werk net 2 ure 'n dag, want jy het 'n aanlyn stelsel wat vir jou werk 24/7 en sosiale media, hoe werk sosiale media en skep jou eie produkte. Jy gaan idees daar binne in kry hoe om vir jou ekstra inkomstestrome te skep. So, ons wil jou uitnooi om in ons klaskamer te kom kuier en dan gee ons ook vir jou 'n plan hoe om jou eerste $100 te verdien binne in 7 dae. Nou julle, $100 is R1,600. So hoor gou hoe oulik is hierdie. Wanneer jy in die klaskamer in is, elke keer as jy iemand uitnooi om ook te kom kuier in die klaskamer en te kom leer hoe hierdie werk en hoe om dollars te verdien, dan kry jy $5 kommissie. So, as jy 20 mense uitgenooi het, kyk hierdie wiskunde somme. As jy 20 mense uitgenooi het, maak jy $100 profijt en jy het R1,600. $100 is R1,600. Nou, dis nie net een keer nie, dis elke maand. Letterlik elke maand. So jy kan vir jou soos 'n semi-passiewe vaste inkomste skep en baie van ons doen dit. So as jy 50 mense uitgenooi het om in die klaskamer te kom kuier, het jy $250 elke maand in profijt en dis R4,000 'n maand se inkomste. As jy 100 mense uitgenooi het, het jy $500 wat jy verdien in hierdie klaskamer en dis R8,000 'n maand en ons baie van ons wat al meer as dit verdien. Maar kyk hoe groei dit. Hierdie dis e-learning en is 'n klaskamer wat jy in jou eie tyd kan ontdek en jy kan 3 uur in die oggend opstaan en jy kan gou 'n les doen as jy wil. So hoe werk dit? Ons gaan jou uitnooi en die persoon wat jou vanaand uitgenooi het, gaan jou mentor word. En jou mentor of jou gasvrou of gasheer wat jou vanaand uitgenooi het, sal vir jou 'n uitnodiging link stuur. En al wat jy hoef te doen is, jy klik net op daai link en jy gaan log in en jy kom in ons klaskamer in om die 7 dae gratis te kom doen. En as jy wil aanbly, dan kan jy subscribe vir die $10 en jou eerste $100 profijt maak. Nou die volgende ietsie wat ek jou wil uitnooi is, as jy wil weet wat het Karina gebruik om amper by haar eerste R1 miljoen in inkomste te kom en hoe het sy daarby uitgekom, kan jy so lank al 'n wifi of 'n video call boek met die persoon wat jou uitgenooi het vanaand om vir jou 'n bietjie meer te verduidelik. Maar wat ons gaan doen is, môre aand het ons weer 'n sessie waar ons vir jou gaan wys hoe om jou eie free online shop op te stel. Gratis, ons gaan System.io demonstreer en jy het nie uitgawes as jy 'n online shop het met System.io nie. En op dag 3, dit is donderdag aand, gaan ons vir jou wys hoe om faceless bemarking te doen sonder om jou gesig te wys. Ons gaan vir jou 'n inkomsteplan uitwerk. Onthou jy daai syfer wat ek vir jou gevra het vroeër? Wat is die bedrag wat jy graag wil verdien? En dan gaan ons ook vir jou wys hoe werk belasting en SARS. En dit gaan baie interessant wees. So dit is donderdag aand. Nooi almal wat jy ken. Jy is so welkom. Nooi die hele familie, nooi almal wat jy ken. As jy môre kantoor toe gaan sê vir hulle, hoor julle, daai dae van vir 'n vaste salaris werk is verby. Ons in Suid-Afrika kan nou dollars verdien deur produkte te skep en ons kan per transaksie betaal word in plaas van om te wag vir 'n maand uit 'n salaris. Want hierdie is lewensveranderend wanneer jy dit reg kry. So, hier kom die laaste vraag voordat ons vir mekaar totsiens sê vanaand. Hier is 'n vraag wat jy oor kan gaan dink en môre aand gaan ons weer hieroor praat. Ons het nou, hierdie was alles gebaseer op los 'n probleem op vir mense in die aanlyn wêreld en jy gaan geld maak. So skep 'n produk wat
'n probleem oplos. Nou hier's 'n baie interessante vraag vir julle. Wat is een van die grootste probleme in die wêreld vandag wat jy kan oplos? Daar is 'n lang lys van hulle, maar wat is die een grootste probleem in die wêreld vandag wat jy kan oplos? En ek gaan jou los met daai vraag en ons kyk gou môre aand of jy hom kan antwoord en dalk het ons vir jou 'n hele wonderlike antwoord op daai vraag wat ons jou gaan demonstreer môre aand. So baie dankie vir die tyd wat julle saam met ons kom spandeer het. Ons hoop om vir julle te sien môre aand 7 uur, dieselfde tyd kuier ons weer 'n keer saam en dan gaan ons vir jou wys hoe om jou eie online shop op te stel sodat as jy 'n reeks digitale produkte skep, hoe gaan jy dit verkoop? Hoe gaan jy dit bemark? Jy gaan 'n price tag op dit sit en jy gaan dit begin verkoop en bemark en dis hoe jy gaan begin geld verdien aanlyn in die online space. Dis eintlik so maklik. So baie dankie vir julle tyd en ons sien vir julle môre aand 7 uur, selfde tyd en mag julle lekker slaap vanaand en lekker droom oor 'n ekstra inkomste in die aanlyn wêreld.